1 Timoteus, jy sal nie glo nie, ons is by hoofstuk 6. Hoofstuk 6, vers 1. Kom ons buig ons hoofde saam. Dankie Here vir hierdie lieflike oggend. Dit is vir ons so wonderlik om by mekaar te kan wees, die woord oop te maak en 'n afwagting te kan hê in ons harte. 'n Afwagting dat U met die woord, deur die woord met ons gaan praat. Here, U ken elke persoon wat vanmôre hier is. U ken elkeen se behoeftes. U ken elkeen se bekommernisse. Dankie Here dat ons alles voor U kan bring en sê, Here, ons wil dit vir U gee. Ons wil werklik waar ons lewens so inrig, dat U verheerlik sal word in alles. Ja Here, ons wil besig wees met die woord en ons wil nie hê dat enige gedagte, enigiets skeiding sal maak tussen U en ons. En dat ons alles sal hoor in hierdie oggend en hier sal uitstap en sê, Here het met ons gepraat en dat ons die lewe sal gaan leef waarvan U van ons vra. Ons bid dit in die wonderlike naam. Amen. In Timoteus 6 vers 1. Wie onder die slawejuk gebuk gaan, moet met alle respek teenoor hulle eienaars optree, sodat die naam van God in die leer nie belaster word nie. Ek wil gou net vir daai eerste gedeelte net lees. Ek dink die ou vertaling wat hy daar sê, hy sê almal wat diensknegte, kyk mooi wat jy daar uit 2020 vertaling, hy sê almal wat diensknegte is onder 'n juk, moet hulle eie here alle eer waardig ag, sodat die naam van God in die leer nie belaster word nie. So, die gedagte daar is dat 'n dienskneg onder 'n juk is. OK, 'n dienskneg is onder 'n juk, en ek dink dis wat die nuwe vertaler ook probeer skryf het. Ek dink net baie keer jy kan dit dalk misverstaan. As jy wie onder 'n slawejuk gebuk gaan, dit beteken as jy slaaf is jy onder 'n juk. Dit is iets wat jy moet doen. En dan vers 2, diegene wat gelowige eienaars het, mag hulle nie verag nie, omdat hulle broers is, laat hulle nog meer diensbaar wees, juis omdat dit gelowiges en geliefdes is, wat die goeie diens ontvang. Onderrig die mense hierin en moedig hulle aan om dit te doen, net tot sover. Baie mense vandag het 'n idee oor werk wat vreemd is. En ons het al 'n paar keer het ons al oor werk gepraat ook in Tessalonisense, omdat die gemeente in Tessalonisense, baie van die mense wou nie meer werk nie. Hulle het gesê, kom ons begin ophou werk, die Here kom in enige geval binnekort, so waaroor werk ons, kom ons sit net en doen niks. OK, en ons het in daardie tyd ook gepraat hoe belangrik werk is. Baie mense vandag werk en die werk, die rede hoekom hulle werk is miskien 'n bekende lese wat ons miskien nie voor kan sit en sê, dis die lese van vandag. I owe, so off to work I go. Baie mense het so baie skuld dat dit die rede is hoekom hulle werk. Maar werk is daar 'n rede vir. Werk is iets wat God geskep het en ons gaan nou daarna kyk en wat baie goed is. Dit is interessant, ek kyk na statistieke bietjie en 70%, en ek dink dit gaan dieselfde mees in Suid-Afrika, 70% van mense in Amerika is nie gelukkig met hulle werk nie. 70% van mense wat werk toe gaan in Amerika, wat werk, sê hulle is nie gelukkig met hulle werk nie. En 70%, 90% van hierdie 70% waarvan ons nou praat, is nie lus in die oggende om op te staan.
So baie mense gaan werk toe en ek dink as jy op skool is dit nog meer so. Het nie 'n lus vir die lewe nie, het nie 'n lus vir werk nie. En ek dink baie keer moet ons begin om vir mekaar te sê, wat is die etiek van werk? Waaroor gaan werk? Hoekom werk ons en wat is belangrik rondom werk? So, heel eers wil ek hê jy moet die Bybels oopmaak en kom ons begin by die begin. Dit is my altyd interessant dat as die Here oor enigiets praat, begin hy by die begin. En waar is die begin? Genesis. So kom ons maak ons Bybels oop by die begin. Genesis 2. Wat weet jy van Genesis 2? Dis voor Genesis 3. Okay. Wat weet jy van Genesis 3? Genesis 3 is die sondeval. So hierdie is voor die sondeval. Voor die sondeval vind ons Genesis 2 vers 15. Die Here God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden geplaas om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel, van al die bome van die tuin mag jy na hartelus eet, maar van die boom van kennis goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. So wat het die Here gesê, wat is hulle taak in die tuin? Om rond te sit en niks te doen nie. Nee, hulle moes gewerk het. So wat weet ons van werk? Werk is voor die sondeval. Werk is voor die sondeval. Nou, as ons dink voor die sondeval, dan weet ons dat alles wat God gemaak het op die eerste dag, sê hy dit is goed. Die tweede dag, goed. Die derde dag, goed. So alles wat plaasvind in die tuin van Eden, sê die Here, dit is goed. Is dit goed vir die mens om te werk? Ja, dit is goed. Is dit goddelik gegee dat die mens moet werk? Ja, dit is. Alright. En dan gebeur Genesis 3. En ek wil hê jy moet na Genesis 3 toe blaai saam met my. Genesis 3. Genesis 3. En ons lees van vers 17 af. Natuurlik vers 16 gaan oor die vrou en haar swaar kry. Dat sy deur swangerskap kinders wat swaar kry, met jou swangerskap baie erger maak. Ek het al mense gehoor wat dink by hulle self, as jy kind van die Here is, gaan jy nie meer pyn hê in jou swangerskap nie. Ha 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 ha. Goed, daai ene werk nie, hoor? Alright, so as gevolg van die sonde, sal die vrou ook swaar kinders in die wêreld inbring. Vers 17 wil ek hê jy moet baie mooi let op na wat daar staan. Vers 17. Vir die mens het hy gesê, dis nou vir die man, vir Adam, omdat jy geluister het na jou vrou se stem en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie, is die grond deur jou toedoen vervloek. Okay, so, wat weet ons in die tuin van Eden? Was enigiets in die tuin van Eden en rondom die tuin van Eden vervloek? Nee, was nie. Okay? So wat doen die Here? Hy vervloek die grond. Vervloek hy Eden? Nee, hy vervloek die grond buitekant Eden. Want hulle gaan buitekant Eden wees. Was die grond buitekant Eden vervloek? Nee, dit was nie. En ek gaan vir jou nou wys, dit was nie vervloek nie. Goed. So, hy vervloek die grond buitekant Eden, dit was nie vervloek nie. Kyk weer na die gedeelte. Hy sê daarvan, jy mag nie daarvan eet nie, is die grond deur jou toedoen vervloek. Hoekom is die grond vervloek? Want jy het sonde gedoen. Jy het sonde. As gevolg van Adam se sonde is die grond vervloek. Wat beteken dat die grond vervloek is? Hy gaan aan. Met swaar kry sal jy daarvan eet, solank jy leef. En enigiemand wat in sy lewe al enigiets geplant het, weet is waar. Want wat is dit wat die maklikste opkom? Onkruid. Is dit nie so nie? Het jy van julle al ooit gedink, ek sal moet na my onkruid kyk, shame, hulle kom net nie op nie. Nee, dis iets wat jy hoor nooit bekommerd te wees om die waarheid te sê, jy moet gereeld in die tuin ingaan en uittrek, onkruid. Hy sê, met swaar kry sal jy daarvan eet solank jy leef. Nou kyk vers 18. Hy sê dorings en dussels sal dit vir jou laat uitspruit.
So wat gaan nou gebeur buitekant Eden, omdat God dit vervloek het? Wat gaan ewe skielik in die tuin daar buitekant, in die wêreld daar buitekant? Wat gaan nou gebeur? Ewe skielik gaan wat na vore kom? Dorings en dussels. Was daar dorings en dussels gewees voor die sondeval? Nee, anders hoekom sê God dit dan? Dorings en dussels sal dit vir jou laat uitsprei en jy sal veldplante eet. Goed, dan weet ons dat nou ewe skielik gaan jy veldplante eet. Jy gaan kool eet. Nooit kool geëet. Jy het nie in die tuin kool geëet nie. Jy het nie broccoli geëet in die tuin. Niks van hierdie goed het jy geëet nie, maar nou, as gevolg van die vloek het jy dit nodig. So pas op om te dink ek gaan nou 'n tuin doen. Ek gaan net vrugte en neute eet. Groot moeilikheid. Daar's iets anders wat jy verder eet is, ewe skielik gaan jy nou vleis ook eet. Maar kom ons gaan dan aan. Hy sê met sweet aan jou gesig sal jy brood eet. Met sweet aan jou gesig sal jy gaan hard werk vir jou brood. Totdat jy terugkeer na die grond, want daarin is jy geneem, ja stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Baie belangrik. So dis die etiek van werk. Is werk goed? Ja. Het God dit gemaak? Ja. Was dit voor die sondeval gemaak? Ja. Wat gebeur as gevolg van die sondeval? God sê nou is die aarde vervloek. Wat gaan dit voortbring? Dorings en dussels. Wat gaan jy nou eet? Veldplante. Wat gaan jy nou met jou werk doen? Jy gaan dit doen en nie sweet van jou aangesig. Sal jy nou moet werk. En daarom kom ons oor na Romeine toe. Ek wil net hê, dit is so belangrik vir my dat ons na die etiek van werk moet gaan kyk en na wat in hierdie wêreld aan die gang is, voordat ons gaan kyk is wat dit beteken om slaaf te wees. In Romeine 8 staan die volgende. Romeine 8 vers 20 en tot 22. Wil julle dit opsoek saam met my? Is goed altyd. Lees dit saam met my. Romeine 8 vers 20 tot 22. Luister wat sê hierdie gedeelte, Romeine 8 vers 20. Want die hele skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan. Nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Okay? So die hele skepping is waaraan onderwerpe? Aan nietigheid. Tweede wet van thermodinamika, alles neig na chaos. Die wêreld is onder dit gebring. Hoekom is dit onder dit gebring? Deur God is dit onder dit gebring. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom, hoofletter, wat dit daaraan onderwerp het, aan God wat dit onderwerp het. Dan, die skepping hoop op self vrygemaak te word van die verslawing aan die verganklikheid met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Waarna sien die hele skepping uit? Dat hulle vry kan kom. Wanneer gaan dit plaasvind? Wanneer Jesus Christus weer kom en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom skep. So die hele skepping op hierdie stadium wag daarvoor, het verlange daarvoor dat Jesus Christus moet kom. Van die boom tot die diere, almal het 'n verlange tot vrymaking. Dan vers 22. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sig, ja, in geboortepyne verkeer. So die hele wêreld verkeer in geboortepyne. Die hele aarde is in geboortepyne. As jy 'n vloed sien, wat sien jy? Geboortepyne. As jy 'n aardbewing sien, wat sien jy? Geboortepyne. Hoekom? Wat het gebeur? God het gesê ek onderwerp hom aan dit. Daarom het daar 'n totale vervallendheid gekom en die hele skepping sien nou uit om bevry te word van hierdie gevallendheid saam met die kinders van die Here. En dit het alles gedoen. Onthou, aan die kruis van Golgotha word die skuld betaal, maar dit kyk vorentoe na dit wat eendag ten volle gaan wees. Daarom aan die kruis van Golgotha, wat word Jesus, wat word op sy kop geplaas? 'n doringkroon. Want hy dra die vloek van die mens wat gesondig het in die tuin. En in Jesus Christus
is daar vryheid. Nie net vir die mens wat hulle toevlug na hom toe neem en gewas word in sy bloed nie, maar ook die hele skepping. In hom gaan hulle bevry word as hy weer gaan terugkom. Goed, het jy die etiek? Het jy die Bybelse etiek oor dit? Is nie mooi nie. Goed, wonderlik. Is van my fantasties om deur hierdie te kyk en te sien wat die Bybel vir ons vertel. Nou, slaaf en meester. Slaaf en meester. Meeste mense lewe so slawe. Meeste mense lewe so slawe. Hulle is afhanklik. Hulle hele lewe is hulle afhanklik. Hulle is nooit vry nie. En die Bybel gaan jou vanmôre leer dat dit maak nie saak in watter toestand jy verkeer nie, in watter werk jy moet wees nie. Dit gaan oor wat is my ingesteldheid. So belangrik. So ek het al klaar vir julle leidraad gegee vir die einde. 1 Korintiërs 7 vers 21. Is jy geroep toe jy 'n slaaf was? Laat dit jou nie kwel nie. Maar as jy tog kon vry word, maak ten alle koste daarvan gebruik. Is jy geroep as 'n slaaf? Moenie laat dit jou kwel. Is jy 'n slaaf? Moenie laat dit jou kwel. Vers 22. Want die slaaf van die Here geroep is 'n vrygemaakte van die Here. Sê maar ek is 'n slaaf, maar ek is deur die Here geroep. Wat is ek dan? 'n vry mens. Ek is vry. Goed. Want die slaaf wat deur die Here geroep is 'n vrygemaakte van die Here. Net so is die een wat 'n vry mens geroep is 'n slaaf van Christus. Julle is duur gekoop. Moenie langer slawe van mense wees nie. Broers, laat elkeen voor God bly soos hy was toe hy geroep is. Wat beteken? Julle is duur gekoop, moenie langer van slawe van mense wees nie. Beteken ek is nie afhanklik van mense nie. Dis die gedagte. Die gedagte is, maak nie saak waarin jy geroep is nie, jy lewe, want jy lewe vir die Here. Paulus skrywe, wat moet ek doen as ek 'n gelowige is? En ek het 'n ongelowige meester, daar begin. Ek is 'n gelowige, my meester, my baas is 'n ongelowige. Paulus sê dan, jy is onder 'n juk. Wat beteken onder 'n juk is? Dit beteken, ek moet hom gehoorsaam. Jy's onder 'n juk geplaas om hom te gehoorsaam. Hieroor het jy dan nie 'n keuse nie. Dis wat die Bybel sê. Jy het nie 'n keuse nie, jy moet hom gehoorsaam. En hoe moet ek hom gehoorsaam? Ek moet hom in alle waardigheid, alle eer gee. Dit is interessant genoeg dat dit presies is wat die Bybel ook vra teenoor konings en persone op hoë posisies. Ek moet aan hulle eer bewys. Beteken dit dat dit wat hulle doen wonderlik is en altyd goed is? Nee! Maar dit gaan daaroor dat God sê, ek het daai persoon daar geplaas. Nou begin jy by 'n baie belangrike punt uit te kom. As ek begin verstaan dat my meester is daar geplaas deur die Here vir my goed. Vir my goed. Want selfs al verdien hulle dit nie, moet jy hulle nog steeds eer. Luister na wat sê 1 Petrus 2 vers 18. Huisbediendes, wees met groot ontzag aan julle werkgewers onderdanig, nie net aan die goeies en die vriendelikes nie, dis die maklike. As hulle vir my goed is en hulle is vir my vriendelik, en dan wil ek hulle dien, man. Maar hy sê selfs al is hulle nie, maar ook aan die onredelikes. Die onredelikes, daai onderwyser wat onredelik is. Wat sê die Here moet jy met hulle doen? Ek hoor hierdie stilte hier by die skool gaande. Ek moet hulle eer. Ek moet luister na hulle. Dis wat die Bybel van my vra. Selfs al is hy of sy onredelik. Hoeveel van julle het onderwysers gehad wat onredelik was in julle lewens? Kyk, right stuff. Goed. Hoeveel van julle het mense in regeringsposisies wat onredelik is? Goed. Alright, so, ons weet wat ons moet doen. Ons moet hulle eer. Nou, vers 19. Dit is immers genade as iemand, dit is genade. Genade. Genade beteken is 'n geskenk. Dis iets wat vir jou geskenk is. Dit is immers genade as iemand, omdat hy met God rekening hou, onregverdige lyding verduur.
Dit is goed vir jou. Dit is genade vir jou, as jy vir die Here lewe, en omdat jy vir die Here lewe, daarom word jy vervolg, dan is dit genade. As jy vervolg word omdat jy die wet oortree, is geen genade nie. Jy is ongehoorsaam. As jy by die skool is en jy luister nie, en jy word daarna tereggewys, my tyd pak gegee, maar tereggewys, staan in die hoekie, alright, dit is nie genade nie. Dan vers 20, want watter aanprysing is daar vir julle wanneer julle oortree, lyfstraf ontvang, en nogtans daarmee volhard, maar as julle verhard, terwyl julle goed doen, en dan tog ly, dit is 'n genade. Dit is genade by God. Dit is 'n geskenk van God. As mense jou sleg behandel omdat jy vir die Here lewe, dit is genade. Dit is 'n geskenk. Dit is amazing nie. So as mense van my sleg praat en hulle behandel my sleg omdat ek vir die Here lewe, dit is 'n geskenk. Dit is wonderlik. Dit is wonderlik. Jy sien, dis wat gebeur het. Wat gebeur het is met die reformatie. Voor die reformatie het hulle gehad, die Katolieke het dit gehad. Hulle het gesê, daar is sekere mense wat godsdienstige werke het. En dit was gewoonlik die non en die priester en almal wat rondom die kathedrale gewerk het. Hulle was die godsdienstige werkers. En dan het jy die res gehad, die gepepel. Hulle was die sekulêre werkers gewees. En die wonderlikste werk was die godsdienstige werkers gewees. Die reformatie kom en sê, nee, alles wat gedoen word is vir die aanbidding van God. Daarom is elke beroep die lofprysing van God en is dit godsdienstig. Nie mooi nie. So nou maak dit nie meer saak wat jy doen nie. So almal hoef jy ewe skielik predikante te word nie, asseblief nie. Elke persoon in die hoedanigheid waarin God hom geroep het en die werk wat hy doen, daarin is hy besig om God te aanbid en te prys in sy lewe. Kolossense 3 vers 22. Slawe, julle moet julle aardse eienaars in alle opsigte gehoorsaam, nie net met oordiens, asof julle mense wil behaag nie, maar met opregte hart uit ontzag vir die Here. So wat is die belangrike? Slawe, julle moet julle aardse eienaars in alle opsigte gehoorsaam, nie net met oordiens nie. Wat beteken dit? Wat beteken dit om met oordiens 'n werk te doen? Dit beteken, as ek die baas so om die hoekie sien kom, dan werk ek klip. Dis oordiens. Oordiens beteken, die oomblik as jy onderwyser instap, dan is jy stil, dan is dit wonderlik, dan kan jy sien, ag, die lig skyn uit jou uit. Maar die oomblik as die persoon om die draai gaan, dan begin jy hulle te gesels. In die werk ook, is dit nie? Die Bybel sê, in my werksplek, daar's net een breek. As daar teebreek is, dan breek ek. As daar kosbreek is, dan breek ek. Verder breek ek nie. Want ek doen dit vir die Here. Doen dit vir die Here. Slawe, julle moet julle eienaars, aardse eienaars, alle opsigte gehoorsaam, nie met oordiens, asof julle mense wil behaag nie, maar met opregte hart uit ontzag vir die Here. Jy doen dit vir die Here. Jy doen dit vir die Here. Wat julle ook al doen, werk met geesdrif soos vir die Here, nie soos vir mense nie. Werk vir die Here en nie soos vir mense nie. En die wete dat julle erfdeel as beloning van die Here sal ontvang, want julle staan in diens van die Here Christus. So in wie se diens staan ek in die maatskappy waarin ek werk? Christus. So wie staan in die hoofletter van die maatskappy? Boaan. Hierdie maatskappy, of hy dit wil weet of nie, staan onder die gesag van Christus, want ek werk vir Christus. Ek werk nie vir jou nie. Jy sê dit nie, want jy moet hom lief hê. Okay. Maar jy weet in jou hart, weet jy, dit maak nie saak wat my baas doen nie. My werk gaan vir God. Ek werk vir God. En daarom in alles wat ek doen, doen ek my beste. Jong mense, dit is goed om jou beste te doen in alles. In alles jou beste te doen. Spreuke 22 vers 29 sê vir 'n persoon altyd dit. Hy sê, sien jy 'n man wat vaardig is in sy werk? Is daar iemand wat vaardig is in sy werk? Wat goed is in sy werk?
Hy kan voor konings staan. Hy hoef nie voor geringes te staan nie. As jy die beste doen wat jy kan in die werk waarin jy is, kan jy altyd weet jy gaan 'n werk hê. Daarom jy doen dit vir die Here en daar's 'n voordeel vir jou daarin in jou praktyk in die wêreld, want solank jy dit doen en jy doen dit goed, doen jy dit vir die Here. Jy gaan so baie mooi verhale in die geskiedenis van mense wat gebou het aan kloosters in daardie tyd en gesê wie wat, dit maak nie saak dat daar deur geslagte gebou is nie. Ek bou op die ou ende vir die Here. Hierdie klein hoekie waar ek die hout moet uitkerf wat niemand weer dit sal sien nie. Ek doen dit so perfek want ek weet dat God daarin kan sien. Was die uitkyk gewees van gelowiges om te sê ons werk nie vir mense nie, ons werk vir God. Kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde en dan gaan ons aangaan. 'n Paar voorbeelde in die Bybel van manne en vroue wat vir die Here gewerk het en dit voluit gedoen het. Ek weet wie jy onmiddellik kan dink. Ek wonder by myself, as ek moet sê, dink gou aan 'n paar persone wat gewerk het vir die Here in hulle lewens. Ek wonder wie gaan jy dink? Okay, so kom ek sê vir julle die eerste persone waarna ek kan dink. Die eerste persoon is Josef. Okay, as daar iemand gewees het in die Bybel wat regtig waar ongelukkig kon wees oor die slegte tyd wat hy ervaar het, onskuldig, is dit Josef. Mens, hy kon kla. As hy sou gekla het, sou hy reg gewees het. Want hy kon vertel het oor sy broers en hoe hulle hom verkoop het. Hy's nou 'n slaafie by Potifar en dis nie lekker nie. Maar wat doen hy toe hy by Potifar is? Hy doen die beste werk, laat hy later aan die hoof is van alles van Potifar se huis. En net toe dit daar goed gaan, toe is daar 'n vrou wat moeilikheid het en hom in die moeilikheid wil laat beland en hy word in die tronk gegooi. Was dit sy skuld? Nee, hy beland in die tronk. Wat doen hy in die tronk? Hy raak die beste tronkhou. Is dit nie so nie? Kom ek sê vir jou, mense as kinders van die Here, wat gaan gebeur as dit die manier is hoe ons dink? As ek dink al hoor, dat maak nie saak waar ek is nie, ek gaan my beste gee, waar ek is, Josef, in die tronk, beste tronk behou. It's amazing vir my. En dan sien jy wat in sy lewe aangaan. En natuurlik, meeste van ons lees die storie so. Ons weet wat gaan gebeur, en sê, ja, kort tydjie hier, dan gaan ons aan. Nee, hy sit daar, vir lang tye. Die ou wat hy gehelp het met die droom, vir 2 jaar lank hoor hy niks van hom nie, hy bly in die tronk sit. Maar alles in sy lewe gaan hoor, ek doen dit vir die Here. Dan is daar 'n ander man met die naam van Daniel. Hy werk ook vir mense wat hom weggevoer het. Weggevoer het na ballingskap toe. Ek meen, hy's 'n Israeliet, hy het in Israel gebly. As 'n jong persoon word hy na Babel toe weggevoer en hy behoort ondankbaar te wees, is nie. Behoort hy nie kwaad te wees vir hierdie ouens wat hom weggevoer het. Hierdie Babyloniërs. Ek werk nou vir die Babyloniërs. Dink jy ek moet gelukkig wees? Hulle het my ouers doodgemaak, familie doodgemaak en hulle my weggevoer, ek sit hier in Babylon. Is nie lekker nie, hoor, laat ek jou dit maar vertel. Maar wat doen hy? Wat doen Daniel terwyl hy daar is? Hy lewe so vir die Here, dat die ouens wat iets soek teen hom, die volgende sê Daniel 6. Daarop het die toesighouers en die satrape na 'n rede vir 'n aanklag teen Daniel gesoek in verband met die koninkryk, maar hulle kon geen rede of fout vind nie, omdat hy betroubaar was. Geen nalatigheid is fout is in hom gevind nie. Dis my amazing. Kan jy dit dink, as iemand moet gaan alles kyk wat ek doen en hy teken alles op, sê hy, ons kry nie foute met hierdie ou nie. Enigste fout wat hulle kry is rondom sy God. Daar's 'n ander verhaal van 'n klein meisietjie en sy is vir my net amazing. Ons weet nie baie van haar nie, maar die manier hoe sy goeders hanteer is vir my 'n bewys van 'n meisie wat groot geword het, wat vir God leer ken het in haar huis. In 2 Konings lees ons van hom. 2 Konings 5. Ek wonder of julle al weet wie dit is. Okay. 2 Konings 5 lees ons van hierdie jong dametjie, meisietjie. Sy's 'n dogtertjie. Die woord is baie duidelik, sy's klein. 2 Konings 5 vers 2. En die Arameërs het in bendes uitgetrek uit die land van Israel.
'n klein dogtertjie is as gevange weggevoer wat in diens van Naaman se vrou gekom het. Okay, so as 'n klein dogtertjie, sy word weggevoer. Sy word weggevoer uit haar huis uit, haar mamma en pappa is weg. Hoe sal jy daarvan hou as 'n klein dogtertjie dink by haarself, sy's omtrent so 7, 8 jaar oud. Haar ma en pa is weggevat, dalk doodgemaak en die persoon wat haar doodgemaak het, sy gaan werk in hulle huis. Sy gaan werk vir Naaman se vrou, die generaal. Sy vind uit dat Naaman, sy kyk na Naaman, sy sê kom agter Naaman het melaatsheid, hy siek. 2 Konings 5 vers 3 vertel die volgende. En sy het vir haar meesteres gesê: Ag, dis 'n nie mooi woord. Ag. Wat 'n slaaf sê van die meester wat hom weggevoer het? Ag. Jy sê nie ag nie. Ag, ek sal jou kry. Sy sê ag. Sy het ongelooflike meegevoel met hierdie man. Sy sê ag, was my Heer maar net by die profeet wat in Samaria is. Dan sou hy sy melaatsheid wegneem. 'n Meisie wat as slaaf weggeneem is, klein, kom in 'n vreemde land, sy's 'n klein slaafvinnetjie, sy werk in die generaal se huis, sy werk vir die meesteres van die generaal, haar sy vrou, werk sy voort en haar hele lewe gaan oor, hoe kan ek hierdie generaal help sodat hy gesond kan word? Die enigste manier hoe dit kan waar wees in jou lewe, as jy begin agter te kom, dat God is in beheer van my lewe. Die Here bepaal op aarde vir wie ek sal werk en hoe lank ek vir daai persoon sal werk. Is nie amazing? Die Here bepaal vir die tydperk wat ek sal werk, vir lank ek sal werk, by wie ek sal werk, want hy het dit bepaal voor die grondlegging van die aarde en wat wil hy hê moet ek doen in daai werksituasie? Sy naam verheerlik. Sy naam verheerlik. Ewe skielik verander jou hele uitsig en jou hele denke oor alles. Dink vir jouself as ek besef, hierdie werk waarna ek nou is, ek hou nie heeltemal van hierdie werk nie, maar ek gaan dit voluit doen, want die Here het bepaal, ek moet nou hier wees, op hierdie tyd, hier wees. God het dit bepaal. Ewe skielik sien jy werk anders. Jy weet, Here, U wil hê ek moet hier wees, wat moet ek doen terwyl ek hier is? Ek moet voluit vir U werk, ek moet 'n getuie vir U wees. Dankie Here. Tot die oomblik wanneer hy sê, okay, gaan weg. Dit kan wees ek het aansoek gedoen vir 'n ander maatskappy, maar dink jy gaan aansoek vir 'n ander maatskappy doen en daai maatskappy gaan jou aanvaar sonder dat God wat dit so bepaal het? Nee, so jy kan aansoek tot dit nie blou in die gesig is. God sê, ek wil hê jy's nou hier. Geniet dit hier, doen jou werk hier vir my en ek is in beheer. Kan jy aansoek doen vir 'n ander werk? Ja, jy kan aansoek doen vir 'n ander werk, maar terwyl ek aansoek doen vir 'n ander werk, weet ek God wil hê ek moet hier wees tot die dag wat hy bepaal het voor die grondlegging van die aarde wat ek kan weggaan. En ewe skielik het ek rustigheid. Meeste mense het nie rustigheid in hulle lewens nie, want hulle vergeet God is in beheer. God is in beheer. God is in beheer van alles in my lewe. God is in beheer. En nou kom Paulus en hy skryf vir Timoteus, jy moet dit vir hulle sê, hoekom? Want as gevolg daarvan, dat mense nie hulle werk voluit doen nie, lei my naam skade. Eksodus 20 vers 7 sê die volgende, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Wie misbruik die Here se naam? Die wat werk doen en hulle doen dit nie vir die Here nie. Jy misbruik die Here se naam. Want jy sê jy's 'n kind van die Here, maar jy werk nie voluit nie. Jy misbruik sy naam. Jy sê jy's 'n kind van die Here, maar jy lewe nie soos 'n kind van die Here nie. Jy misbruik sy naam. Moenie my naam misbruik nie. Moenie dat die wêreld daar buitekant laster my, omdat julle nie bereid is om hard te werk nie. Julle belaster my leer. My leer word belaster. Dit wat ek julle geleer het in die woord word belaster, want julle werk nie. Titus 2 vers 9, slawe moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees, hulle tevrede stel. Maak nie saak in watter beroep ek is nie. Ek moet die persoon waarvoor ek die beroep doen tevrede stel. As jy jou eie besigheid het en iemand kom en hy betaal, die oomblik as hy jou betaal, wat is hy dan? Die baas.
Is dit nie? As iemand kom en hy sê, hier is 'n produk wat ek wil hê jy moet lewer, ek betaal jou. Die oomblik as hy jou betaal, wat is hy van jou? Jou baas. En daarom, wat moet jy doen? Jy moet dit goed doen. Jy moet dit goed doen. Want God sê, dit is wat ek vra. Ek wil hê jy moet goed doen. Jy moet hulle tevrede stel. Nie teepraat nie, nie steel nie, maar toon dat in alle betroubaarheid goed is, sodat hulle in alles die leer van God ons verlosser aantreklik sal maak. My manier, dink daaroor, my manier van werk maak Christus aantreklik vir die wêreld. As ek werk en ek doen dit wonderlik en ek doen dit goed, my baas wat na my kyk, en baas gaan ons nou kyk, is maar net 'n titel. Die baas wat vir my kyk, gaan sê, ek sien in hierdie persoon iets wat hy doen vir die Here, dit maak die Here vir my aantreklik. Iemand wat swak werk lewer, is iemand wat na 'n baas na kyk en sê, wie is hierdie man se God, dat hy so swak vir my wil werk? Daarom lei my naam skade, Romeine 2, hy sê, wat jou beroem op die wet, mense wat hulle beroem op die wet, jy doen God oneer aan deur die wet te oortree. Die Bybel sê, hier is die gedagte van God, eienaars, slawe, slawe teenoor eienaars, dis hoe jy moet werk. As jy dit nie doen nie, oortree jy my wet. En dan sê hy vers 24, van die naam van God word die hele toedoen onder die heidene belaster, soos daar geskrywe staan. As jy dit nie voluit doen soos wat die Here nie, is jy besig om dat God se naam skade ly. Efesiërs 6 vers 5. Slawe, wees met vrees en bewing aan julle aardse eienaars gehoorsaam, met opregte hart soos aan Christus. Nie met lippediens om mense se gunste te wen nie, maar as slawe van Christus wat die wil van God van harte doen, terwyl julle met blymoedigheid julle diens verrig, soos vir die Here en nie vir mense nie. So jy is bly as jy dit doen, want jy doen dit vir die Here, nie vir mense nie, want julle weet dat elkeen indien hy goed doen, dit van die Here as loon sal terug ontvang, of hy slaaf is of vryman. Kan jy sien hoe hierdie herhaal word deur die Nuwe Testament? Oor en oor en oor, doen dit vir my, nie vir mense nie. Dis hoekom ons vandag sit ons met 'n probleem. Ek hoor baie keer debatte en mense wat praat. En dan sê hulle, maar hoekom het die Ou Testament en die Nuwe Testament, hoekom het God niks aan slawe gedoen nie? Hoekom het hy gesê, die kerk hou op om slawe te hê? Dan dink ek eerstens by myself, okay, eerstens het jy nie 'n cooking clue wat slawe beteken het in daai tyd en wat dit vandag beteken. Want die meeste mense in Amerika wat slawe was slawe omdat hulle ontvoer is. En enigiemand wat iemand anders te ontvoer het, is doodgemaak. So, die meerderheid van daai probleme is opgelos. Maar kom ek sê gou vir jou iets. Al hierdie goeders maak die Bybel duidelik vir jou, het te maak met titels en nie met wat in jou hart aangaan. Wat bedoel dit daarmee? Jy kan enige ander naam vir 'n baas gee. Jy kan hom meneer noem, jy kan hom oom noem, jy kan hom Koos noem, jy kan hom Piet noem. As hy boor jou is hy jou baas. Verstaan jy dat baas nie die probleem is nie? Wat is die probleem? Dit is met my hart. Slaaf. Jy kan 'n slaaf 'n klomp name gee. Hy bly 'n slaaf. Hy bly iemand wat vir iemand anderste werk. En in daai sin gaan dit nie oor, is ek 'n slaaf nie. Dit gaan oor, Here, ek is u slaaf en wat ek ook al doen ek vir u. En die oomblik as ek dit begin raak sien in my lewe, dan begin titels nie meer 'n probleem wees nie, want ek weet, die posisie waarin ek geplaas is, kom van God af. God is in beheer van die titel waarin ek is, en ek doen dit vir hom. Daarom in die kerk, wat gebeur in die kerk? Galasiërs 3 sê, in die kerk van die Here gebeur die volgende, vers 28. Daar is nou nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vry man nie, nie meer manlik of vroulik nie, want julle almal is een in Christus Jesus. Beteken dit ewe skielik, nou dat ons in Christus is daar nie meer man of vrou nie? Is dit wat dit beteken? Nee, natuurlik is daar nog man en vrou. Maar ons is wat? In Christus is ons een. Is daar nou nog nie meer Jood of Griek nie? Is daar ewe skielik nie meer Duits sprekendes en Engels sprekendes, Afrikaans sprekendes en wat ook al nie? Is daar nou nie meer dit? Nee, dit is nog daar. Maar wat het gebeur in Christus? Ons is nou gelyk. Dis nog steeds daar.
ewe skielik in die kerk van die Here Jesus Christus verander dit nou, omdat my hart verander het. Kyk ek na ander mense op 'n ander manier, omdat my hart verander het. Philemon, Paulus skryf vir Philemon, hy is besig met Onesimus, Onesimus die gevangene, Onesimus het tot bekering gekom, en nou skryf hy vir Philemon, Philemon was die baas van Onesimus, en hy skryf vir die brief, en jy moet dit gaan lees. Wat skryf hy vir hom? Hy sê Philemon, vers 15, dalk was hy juis om hierdie rede rukkie lank van jou af weg, sodat jy hom vir altyd kan terugkry. Nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf. So wat moet jy hom as terugkry? As 'n slaaf, maar hy is meer as 'n slaaf. Hoekom sê Paulus nêrens, hoorie, dit sal goed wees as hy nie meer jou slaaf is. Dis nie die probleem nie. Hy gaan vir hom sê hoe hy moet hom hanteer. Hy sê nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Hy's nou 'n broer van jou. Hy werk vir jou, maar hy's jou broer. En die besonder vir my, hoeveel te meer dan vir jou, liggaamlik sowel as in die Here. Vers 17, indien jy my as deelgenoot beskou, verwelkom hom asof dit ek is. Paulus sê, verwelkom hom, of dit ek is. Maar wat bly hy nog steeds? Hy's nog steeds jou slaaf. Kan jy dit sien? Ek wil jy moet dit vanmôre sien. Kan jy sien dat slaaf nie die probleem is nie? Die probleem is die hart van die mens. Want baie keer wil ons sisteme verander. Sisteme kan ons alles probeer verander. Op die ou ende, as die man se hart nie verander word nie, gaan hy nog steeds, of daai persoon sy slaaf is, om net sy werker is, hy gaan hom sleg behandel. So dit gaan nie daaroor wat hierdie titels is en wat die naam is. Die God sê, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat jy as kind van die Here, as jy slaaf is, lewe jy vir die Here. Wat daarvan as ek 'n Christenmeester het? Wat daarvan van 'n Christenmeester? So dis duidelik. Daar gaan baie wees wat Christenmeesters gaan hê, wat Christenbaase gaan hê. Beteken nie die Christenbaas, hy, laat al die slawe gaan nie. Nee, terwyl hy die Christenmeester is, moet jy hom op 'n sekere manier hanteer. Want dan gaan Christelike meesters wees. Die kerk, mense, as ons dit net verstaan, as ons net begin verstaan en begryp, dat 'n persoon wat 'n kind van die Here is, as hy nou mense het wat onder hom werk, dit maak nie saak wat hulle titels is nie. Dit maak nie saak wat hulle kwalifikasies is nie. Dit maak nie saak op watter vlak hulle is nie. Die oomblik as ek 'n kind van die Here is my manier hoe mense te hanteer is dit anders. Dis waaroor die Bybel besig is. Hy wil hê jou hart moet verander teenoor mense wat vir jou werk. Hy wil hê jou hart moet verander teenoor die vir wie jy werk. Efesiërs 6 gaan hy praat met hulle, hy sê vir hulle, julle eienaars, tree net so op teenoor die slawe en staak julle dreigemente, omdat julle weet dat julle in die Here en hulle in die Here in die hemel is, en dat hy niemand volgens die uiterlike beoordeel nie. Onthou meesters, jy het die Here in die hemel. Okay, so hy sal dit vir hulle duidelik stel. Hoe moet ek werk vir 'n gelowige? Die Bybel sê vir 'n gelowige werk ek, omdat hy 'n gelowige is en 'n geliefde van die Here, werk ek met hom soveel beter, want hy is 'n geliefde. Hoe werk ek vir 'n persoon wat 'n ongeredde is? Ek werk vir hom fantasties, want ek werk vir die Here. Hoe werk ek vir 'n gelowige? Ek wil hê hy moet die beste wees, want hy is 'n kind van die Here. So ek wil hê as ek hom kan help om skatryk te word, sal ek gaan hom help om skatryk te word. Hoekom? Want hy is my broer. Hoekom werk ek vir hierdie ene goed? Want ek werk vir die Here. En ek wil my bes doen, ek wil hê, die Here moet verheerlik word, en hierdie persoon moet die Here sien in my lewe. Hoekom werk ek vir hierdie ene, wat 'n absolute gelowige is, 'n wonderlike gelowige is? Hoekom werk ek vir hom goed? Want ek is sy medebroer. Hy moet nooit hoef om te kyk nie. Hy hoef nooit bekommerd oor iets te wees nie, want ek gaan vir hom help. Ek wil hê hy moet werklik daar goed doen in sy lewe. Dit is my interessant hoe baie keer kinders van die Here kan nie vir ander mense iets gun nie. Ons kan nie vir iemand anders iets gun nie. Ons wil so graag hê iemand anders te moet half op my vlak kom. Dis natuurlik hoekom ons kinder ook. Ons kinder gewoonlik oor iemand wat bo my is, want ek bring hom af. Ek wil hê hy moet op my vlak wees.
En dis wat baie keer gebeur. Hoekom wil ek nie vir 'n persoon hê in my werk? Ek wil so goed werk dat daai persoon gelukkig is en dat hy vooruit kan gaan omdat ek vir hom werk. Hoekom dink ek nie so daaroor nie? Want ek wil hê hy moet ook maar sleg kry, want hy kry swaar. Ons gesindheid, mense moet verander as kinders van die Here. Ek doen dit nou omdat ek die beste doen en ek wil hê daai persoon moet groei in die Here. Hy moet bevoordeel word vir my. Omdat ek hier is, word hy bevoordeel. En dis wat in Filemon vers 16, wat Paulus dan vir Filemon verder sê as hy praat oor hierdie man Onesimus met hom. In Filemon vers 16 vind ons die volgende. Luister wat staan daar. En nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. En 'n besonder vir my, hoeveel te meer dan vir jou. Hoeveel te meer vir jou liggaamlik, sowel as in die Here. Hy gaan vir jou wonderlik wees, hy gaan vir jou goed wees. Dis goed dat hy vir jou werk, want hy's 'n kind van die Here. Hy gaan vir jou tot voordeel wees. Werk met vriendelikheid. Werk is een van die wonderlikste dinge wat die Here vir jou gee het, en terwyl jy dit kan doen, doen dit voluit, doen dit met vriendelikheid. My werksetiek is Kolossense 3 vers 22. Slawe, julle moet julle aardse eienaars in alle opsigte gehoorsaam, nie met oordiens asof julle mense wil behaag nie, maar met opregte hart, uit ontzag vir die Here. En dan is dit ongelooflik. Werksetiek sê altyd, en dis baie belangrik, werksetiek sê altyd, ek is in die posisie waarin ek op hierdie stadium is, omdat wie my hier geplaas het? God my hier geplaas. Kom vertel vir jou hoe Paulus dit sien. En as jy na Paulus se lewe gaan kyk en hoe hy skryf in sy briewe, is dit ongelooflik hoe hy hierdie ding raak sien in sy eie lewe. Luister wat hy sê. Ek gaan vir jou 'n paar verse net lees. Efesiërs 3 vers 1. Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Rome, vir julle wat heidene is. Nee, jy moet sê nee, is nie wat hy sê nie. Wat sê hy? Hy sê om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus. Wie se gevangene is Paulus? As hy daar is in die Romeinse tronke en hy sleg behandel word, wie se gevangene is Paulus? Christus se. En onthou, vandag kan ons daarna kyk en ons kan sien hoe Paulus 'n gevangene was en ons kon sien, Paulus, jy moes die briewe skrywe. Dit was goed dat jy 'n gevangene was. Maar Paulus kan na sy eie lewe kyk en hy sê op hierdie stadium in my lewe, ek is 'n gevangene van Christus Jesus. Ek is nie 'n gevangene van die Romeinse ryk nie. Dit verander alles in jou lewe. Waarom raak mense mismoedig? Waarom raak hulle depressief? Omdat hulle dink iemand anders het beheer oor hulle lewens. Ek is nie afhanklik van enigiemand in hierdie wêreld nie, behalwe van die lewende God, wat my plaas op die plek waar hy my plaas, en hom moet ek verheerlik. Wat sal gebeur met ons lewens as dit waar is? Kom ons lees nog 'n paar, ek wil net so nog 'n paar teksverse, net om dit wys, hoe Paulus hierdie oor en oor sê. Efesiërs 4 vers 1. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, ek vermaan julle, ek die gevangene van die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Ek is 'n gevangene van die Here. Nie 'n gevangene van mense nie. 2 Timoteus 1 vers 8. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my, sy gevangene nie. Ek is die gevangene van die Here. Maar ly saam verdrukking vir die evangelie na die krag van God. Filemon 1 vers 1. Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus, en die broer Timoteus. Filemon 1 vers 9. Pleit ek liewer ter wille van die liefde, ek Paulus as 'n ou man, en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus. Die ou dag van Paulus. Op sy ou dag, waar is Paulus? Op sy ou dag. In die tronk. En hy sou daar sterf. Hy sou daar vermoor word. Maar hy sou vermoor word deur die Romeinse regering, wat deur God aangestel is, en wat bepaal het die dag waarop Paulus tereggestel sou word. Nêrens in Paulus se hele lewe was hy afhanklik van die mens. Hy was nooit 'n gevangene van mense.
in die posisie waarin God hom gestel het hy gesê, ek is hier vir een doel. Vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. As kinders van die Here begin so te lewe, wil ek vir jou sê, mense gaan sukkel om daai smile van jou bakkies af te haal. Want jy gaan 'n vreugde hê wat ongekend is. Ek is in diens van die Skepper, van die hemel en die aarde, wat in sy Seun Jesus Christus het ek die lewe ontvang. En ek leef vir hom. Amen. Here, wat 'n ongelooflike voorreg om deur die woord te werk. Ons het begin by Genesis. En net te besef, Here, dat ons so baie keer as die probleem met ons lewens ons teologie stink. Ons het vergeet wat U vir ons leer uit die woord uit. En daarom het ons al hierdie dinge vandag, dat ons allerhande goeders wil verander, in plaas daarvan dat ons besef, ons kan die naam van goed verander. Ons kan nie die harte van mense verander. En dis waar die probleem lê. En U het gekom nie om institusies. U het nie gekom om strukture te verander nie. U het gekom om harte te verander, en harte wat verander alles rondom hulle. Here, mag elkeen van ons in die posisie waarin ons geplaas is, of ons nou in die beheer is, baas, en of ons klaas is, dat ons dit sal doen vir U. Sodat ander, as hulle ons lewens sal raak sien, sal sê, ek kan sien jy aanbid 'n lewende God. Ons vra dit in die wonderlike naam. Amen.